Hi, hierdie is Straatwys. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Ek onthou nou goed toe ek begin polisse verkoop het hulle ons 'n tegniek geleer om afsprake te kry. Nie om te vra nie, maar om die kliënt te lei. Nou jy bel 'n potensiële kliënt en jy los nooit die deur oop vir 'n nee nie. Jy sê nie, sal dit jou pas as ek met jou kom gesels oor jou polisse nie? Want mense se eerste reaksie op makelaars is, nee wat, weet jy, ek is okay, ek stel nie belang nie. So jy sê eerder, ek wil jou graag kom sien vir 'n finansiële analise. Ek het 'n opening volgende Dinsdagoggend om 9:00 of Donderdag om 2:00. Watter een sal jou pas? Hoor jy hoe mooi slim klink dit? Want dit is effektief, dis sielkundig, fyn beplan en getoets. Want jy gee nie die opsie vir 'n nee nie, net vir wat jou pas om jou doel te dien. En sonder dat die persoon dit hardop sê, voel hy op 'n manier verplig om net tussen hierdie twee voorgestelde opsies te kan kies. En as hy huiwer en sê dit pas hom nie daai tye nie, gee jy nog 2 ander tye en opsies. Nog 2 hokkies waarin jy hom indruk. En nou net om vir 'n oombliekie te stop, kan jy voel hoe dit in jou lyf trek as iemand dit met jou sou doen? Daai ligte spanning, daai moenie my manipuleer nie, daai instink wat sê ek sal sommer nou die foon in hierdie ou se oor neersit. Want die menslike siel soek vryheid van besluitneming, nie slim keuses wat vir hom en namens hom gemaak is nie. En nou kom die ongemaklike deel. Dink vir 'n oomblik hoe ek en jy dit elke dag met mense om ons doen. Dalk onwetend, dalk met goeie bedoelings, maar steeds sag manipulerend. Ons druk mense in blikke, ons gee hulle sulke fatal alternatives, net opsies wat vir ons werk. Ons sê, jy mag so wees of so wees, maar nie regtig jouself wees nie. En toe ek aan die begin van hierdie video daardie voorbeeld vir jou vertel het, wat het jy ook verder gevoel? Het jy gevoel dat jy vry is? Het dit jou laat voel, jy kan asemhaal in daai opsie, of het dit jou soos 'n eksperiment laat voel? Selfs God die Almagtige het jou met vrye wil geskep. As hy wou gehad het, jy moet hom slaafs navolg, sou hy jou soos 'n marionet gemaak het, met touwtjies aan jou hande en jou voete, en jou net laat dans het op sy deentjie met wanneer hy besluit om jou te laat dans. Maar hy het nie dit gedoen nie, want God het verstaan dat werklike liefde sonder keuse nie liefde is nie. En gehoorsaamheid sonder vryheid is vrees. So nou vra ek jou, hoe hanteer jy jouself? Leef jy net swart en wit, net binne die lyne, net tussen die vooraf goedgekeurde opsies? Dalk sê jy vir jouself, dit maak die lewe makliker, dit hou dinge netjies en mense hou van orde, mense hou daarvan om te weet waar hulle met jou staan. Ja, ek verstaan, maar wie wil nou hê dat 'n mens buite die lyne moet optree, en want dit lei tot 'n morsige canvas, verf spat oral en kleure wat meng en chaos wat iemand daardie tyd moet opruim. Maar hier is die waarheid, ware lewe, vreugde en geluk leef nie in hokke nie, dis 'n dieretuin. Ware lewe leef in vlerke wat kan span, in ruimte, in beweging, in dans wanneer jy wil en wanneer jy toegelaat word om dit te kan doen. En nou ook die pynlike vraag van, gun jy jouself dit ook? Of het jy jouself so gebreinspoel, dat jy self begin spog oor hoe mooi jou hok is? Al is jou vlerke lam, en al vlieg jy nooit nie. En die mense om jou, gee jy hulle die ruimte om te wees, om te ontdek, om soms nie in jou Dinsdag 9:00 of Donderdag 2:00 afspraak blokkies te pas nie. Of draai jy simbolies 2 hokke onder jou arms rond, een links en een regs, en verwag mense dat hulle net moet inklim. En as hulle nie wil nie, dan is ons verbaas, dan oordeel ons hulle, dan is daar fout met hulle. En as hulle dalk vir 'n ruk in jou hokke kom bly het, en jy vergeet dalk die hekkie oop en hulle vlieg weg, dan raak ons kwaad en ons sê, maar hoe durf hulle? Want sien, ons dink, ons gee mense keuses, maar ons gee hulle nie die keuse van chicken or beef, geen derde of ander opsies nie, geen vryheid nie. En geen mens, geen dier kan leef of funksioneer of gelukkig wees in 'n hok nie. Maak nie saak hoe mooi jy dit verf nie, hoe skoon jy dit hou nie, hoe goed die kos in die kosbakkie is en dat daar genoeg skoon water is nie. Die siel is gemaak vir meer, om te kan vlieg, nie om te kies tussen 2 traliehokke in die lewe nie. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en gaan span jou vlerke en gaan leef voluit. Tot ons weer saam stap, mooi loop.